Jabo, you can show the first picture. Ek wil begin vanoggend om 'n prentjie vir jou te wys. Nou, die wat al my huis was, sal weet, dis 'n eetkamerstoel wat in die ontvangsarea is, omdat my kind se kasteel in die eetkamer gestaan het. Maar dis hoe hy lyk in die dag, my plek, my ingangsportaal. Hierdie is pragtige kiaat, u wat hout ken. Dis kiaat uit hierdie kant. Dis my eetkamerstelsel. Die second foto, die foto is op, nee. Die foto is op. Reg. Wat ek probeer sê vir u, dis my huis, dit is 'n foto van dieselfde plek. Die een is in die dag, die ander is in die nag. Nou, hoekom ek die nag een wil wys wat u nie kan sien nie, wat is? Hoekom ek hom vir u wil wys, is om vir u te sê, omdat ek my huis ken, baie goed ken, loop ek in die donker in bid. En daai wat jy sien, dis waar ek loop in bid. En soms loop ek teen die stoele vas, maar bitter min. En die rede daarvoor is, ek ken my huis. Maar as ek vir Billy byvoorbeeld vat vanaand, en ek los hom by sy plek los, gaan ek nie een kiaatstoel oor hê nie. My tafel gaan ook dalk vergrys wees. Reg. En die rede is, baie maklik, hy ken net nie die plek nie. En van ons het 'n idee van wie God is. Ons ken hom so bietjie, onthou ek te sê, dis so soek. Jy kan passievol soek, of jy kan net so vlugtelik kyk. En God wil vir ons sê vanoggend, hy wil graag hê dat ons hom sal ken. Hy wil hê ons hom ken. 'n Intieme kennis van hom sal hê. En dan selfs in die donker, maak nie saak wat jy deurgaan nie. Omdat jy hom ken, sal jy kan wandel saam met hom. En dis die profetiese woord wat ek net ervaar vanmôre. Van ons gaan deur donker dinge, moeilike tye. En die antwoord is, nie dat die donker sal verdwyn nie, maar die antwoord is, ken hom. In my swaar kry, in my moeilike tyd, geweldig belangrik, my boetie en sussie, dat ons sal ken in die donker tye, in die moeilike tye. Sal weet, hy is getrou. En dit kan net gebeur, as jy die huis ken. As jy hom nie ken nie, dan gaan jy 'n verkeerde, en dis waaroor ek wil praat vanoggend, 'n verkeerde prentjie hê van wie God is. Die titel van my boodskap vanoggend is, God is net goed. Amen. Baie van ons sê, God is goed, en dan kom daar 'n woord tussen, en ek het nou nie baie goed in Afrikaans gewees op skool nie, maar dis die woord maar. En dan sê ons, maar hierdie ding het hy gedoen, en daai ding het gedoen, en dan praat jy oor daai goed, en al daai goed kanselleer die eerste gedeelte voor maar. En die rede is, nie omdat jy dom is nie, die rede is net, jy ken hom dalk nie so goed nie. Ek het met iemand gepraat, of iemand my gepraat hierdie week, toe sê, en teoloë is nogal baie lief om dit te sê, hulle sê, God het twee kante. God is liefde, en hy is goed, hy is altyd goed. Dan sê hulle, die ander kant van die muntstuk is, hy is regverdig, en hy is heilig. En ongelukkig, toe sê die persoon, luister die, God het nie twee kante nie. God het net een kant. God is liefde. Hy is heilig. Hy is regverdig. Maar dis wie God is. En ek wil nie praat oor die liefde nie, volgend nie. Maar as jy gaan lees maar wat is liefde. God het nie twee kante nie. Hy is altyd goed. Hy is net 'n goeie vader. Die Bybel praat van hy is 'n goeie herder. Hy sê hy is 'n goeie herder, soms is hy nie. En ek wil bietjie vanmôre met jou praat daaroor. Ek wil begin met op vra, wie is God?
Wie is hy? Hoe lyk hy? Het ons 'n prentjie van wie hy is? Wie is God? Want as ons kan sê, luister maar, dis wie God is, en dis wat hy doen, dan is ons minder leuns praat en sê en glo. En ek vertrou die Here vanmôre, dat van die leuns wat ons glo, dat ons gaan vrykom van dit. Want as ons 'n idee het wie God is, dat hy getrou is, dat hy net een kant het, dan gaan ek nie begin dink. Anders te dink van wie is. Ek wil vanmôre vir jou vra, hoe lyk God? Wie is hy? Nommer 1, nommer 2, wat doen hy? Doen hy soms goeie dinge en soms doen hy nie goeie dinge nie? Ek dink nie dis waar nie. En die Bybel is eintlik baie duidelik daaroor, dat ons God kan ken, en dat ons hom kan sien. Ek en jy kan God ken, ons kan hom sien. Hoe sien ons hom? Kom ons kyk hoe sien ons hom. Kom ons gaan na 1 Johannes toe. 1 Johannes 1, Johannes 1, ekskuus nie 1 Johannes nie, Johannes 1. Johannes 1. Ons gaan daar vers lees. Dalk moet ek net gou 'n grappie vertel. Dis nie 'n grappie nie, maar is die waarheid. Toe ek nou praat oor Johannes, toe sê ek nou bang, Gideon spring op en sê, dis my seun. Toe ons in die weermag was, dis nou baie jaar terug, dan sit jy baie in 'n lesinglokaal. Ons nie net die hele tyd met hom gejaag nie, man. Ons het vakke gehad wat ons moes doen. Dan sit jy in lesinglokaal, jy slaap nie baie nie, jy is moeg. En dan sal die ou wat agter staan, nie ou wat gewoon voor staan nie. As hy sien die koppe knik, so dan skreeu hy, staan op, sit, staan op. En dan staan jy op en sit, en dan gaan jy nou so aan om jou wakker te kry. En soms het ons na die kerkgebou toe gegaan buite, waar die normale kerk was, en nie in die eenheid nie. Nou dan sit jy nou met jou mooi soet daar, en die predikant sê eendag, staan op, en die vlieg daar klom. En ek was een van hulle wat opgevlieg het. Ek wil net tel, want ek is so bang toe ek nou sê Johannes, dan sê Gideon sê, dis my seun. Ons by Johannes 1. Johannes 1 vers 18. Ja, kom ons lees 17. Want die wet is deur Moses gegee, en die genade, luister, en ek wil nie daaroor praat, die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Amazing. Net daai vers, amazing. Maar ek wil gaan na vers 18. Niemand het God ooit gesien nie. Die eengebore seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom kom verklaar. Kom ons blaai nou volgende. Kom ons gaan na Johannes 12. Johannes 12. Daar's baie ander skrifte, ek wil som baie lees vandag. Johannes 12 vers 44 en 45. Johannes sê, Jesus het kom om te verklaar. Kom ons die Johannes 12 vers 44 en 45. En Jesus uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie in my nie, maar in hom wat my gestuur het. Baie duidelik Jesus wat hy sê. En dan kom ons gaan na die volgende hoofstuk 14, Johannes 14. Ons ken dit baie goed, maar ek dink as jy nou hoor wat hy vanmôre vir jou probeer sê, dan gaan jy hierdie hoofstuk dalk beter verstaan. Ons is by Johannes 14, kom ons lees van vers 7. 6 kom ons baie goed, waar Jesus sê, ek is die weg en waarheid en lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my, in vers 7. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom. Hy praat met sy disippels. En het julle hom gesien? Luister mooi. Jesus sê julle ken hom, want julle het hom gesien. Vers 8. Filippus sê vir hom, ons sou dit seker al gesê het.
Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader en dis vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus? Hier kom het, hy wat my gesien het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader, vers 10, glo nie dat ek in die Vader is en die Vader in my is nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek nie uit myself nie, die woorde, met ander dit wat ek sê, maar die woorde wat ek spreek, spreek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werk. Hier praat hy oor twee goed, die woorde wat ek praat, en dit wat ek doen, wys vir jou wie is die Vader, hoe lyk die Vader? Vers 11, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke. Met ander woorde, die eerste punt wat ek vir jou wil sê is, as jy wil weet, wie is God en wat hy doen, dan moet jy na Jesus kyk. Ek gaan dit weer sê. As jy en ek wil weet wat is die wil van die Vader, hoe lyk hy en hoe tree hy op, wat sê en wat doen hy, die akkuraatste persoon in die Bybel. Ek sê nie Moses was nie akkuraat nie, ek sê nie Elia was nie akkuraat nie, ek sê nie Dawid was nie akkuraat nie. Jesus sê self, as jy wil weet hoe lyk God die Vader, kyk na my. Dit wat ek sê en dit wat ek doen, kom van die Vader af. Kom ons lees twee skrifgedeeltes wat dit bevestig. Johannes 5. Johannes 5 vers 19. Johannes 5:19 lees as volg. Hy sê, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, Voorwaar, ek sê vir julle, die Seun kan niks uit homself doen nie, tensy hy die Vader dit sien doen. Want alles wat hy doen, dit doen die Seun ook net so. Daar is nog baie skrifgedeeltes. Ek kan vir jou gee Johannes 8:25 en dan ook in Johannes 14:10. Maar die beginsel wat ek wil oordra vanmôre is, niemand het God gesien nie, maar Jesus wys vir ons wie hy is. Nie net wie hy is nie, wat hy doen ook. Met ander woorde, as ek en jy wil sê, dis God se wil, dis wat hy doen, dan moet ons niks anders doen en sê as wat Jesus gedoen het nie. Reg. Kom ons gaan na twee skrifgedeeltes wat vir ons net opnuut wys wat het Jesus gedoen. Matteus 4. Want as Jesus sê dit wat ek doen, dis wat die Vader my wys om te doen. Kom ons kyk wat doen hy, want dit gaan vir ons 'n prentjie gee wie die Vader is, wat is in die Vader se hart. Matteus 4 vers 23 en 24. Hou net vas, Matteus 4, onthou, as jy begin van Matteus 4 is, dan sien jy, dis waar Jesus versoek is in die woestyn, toe word hy gelei deur die religieuse woestyn uit, in die woestyn in, hy het uitgekom, en nou gebeur die volgende, ek dink nie, nou gebeur die volgende, dis in vers 23, Jesus deur die hele Galilea rondgegaan, en hulle in die sinagoge geleer, en die evangelie van die koninkryk verkondig. Onthou u, ek praat baie oor, wat was Jesus se boodskap? Die evangelie van die koninkryk. Verkondig, ek gaan aan, en elke, sê almal agter my, elke siekte en elke kwaal, almal elke, onder die volk genees. Dis belangrik, baie belangrik. Hy het deur Galilea gegaan, en elke siekte genees, en elke kwaal onder die volk genees. En as gevolg van daarvan, lees ons vers 24, en die gerugte aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring, almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyn, en wat van duiwels beset was,
en maansieke en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. Kom ons gaan na Handelinge 10 toe. Handelinge 10, vers 38. Omdat ons praat oor wie is God, hoe lyk God die Vader, en wat doen hy? En nou het ons gelees, Jesus sê uit elke een, nie sommiges nie, elke een. Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy die land deurgegaan, goed gedoen, luister, God is net goed, en goed gedoen, en almal genees, wat onder die mag van die duiwels was, omdat God met hom was. Reg. Met ander woorde, ons gehoor Jesus, as ons wil weet wat is in die Vader se hart, hoe lyk hy, wat doen hy? Dan ons kyk na Jesus. Wat het Jesus gedoen? Hy het elke een genees. Hy het net goed gedoen. En daarom, my broer en suster, kan ek met vrymoedigheid sê, as ek na Jesus kyk, lyk dit my hy's net goed. Hy het net goed gedoen. Met ander woorde, as ons sê God is goed, of net goed, is ons nie verkeerd nie. Want hy sê ook, hy is 'n goeie herder. Johannes 10 vers, daai hele hoofstuk. Reg. Kom ons gaan kyk nou, wat het hy sy disippels geleer? Jesus weet ons nou wat hy gedoen. Wat het sy disippels geleer? Matteus 10 toe. Ons gaan net daar 2 versies lees, of 3 verse lees. Matteus 10. Kom ons kyk wat het hy sy disippels geleer. Met ander woorde, hy het dit nie net gedoen nie. Hy het nie net gepraat oor die evangelie, hy het dit gedemonstreer en hy het dit vir sy volgelinge geleer. Matteus 10 vers 1. Kom ons kyk wat leer hulle. Matteus 10 vers 1. En hy het die 12 disippels, ons sien met wie praat hy. En hy het sy 12 disippels na hom geroep en aan hulle mag gegee oor onrein geeste, om hulle uit te dryf, en om elke sieke en elke kwaal te genees. 2 keer sien ons, dit wat hy gedoen het, presies dieselfde leer hy sy disippels. Elke sieke en elke kwaal te genees en die demone uit te dryf. Vers 8, 7 en 8, dieselfde hoofstuk. Hy stuur hulle uit en hy sê vir hulle, gaan preek en sê, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Wat wil hulle gaan preek? Die koninkryk. En dan dat hulle dit demonstreer soos hy, maak siekes gesond, reinig melaatse, wek dooies op, dryf duiwels uit, want julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gaan gee. Reg. Met ander woorde, as ek en jy akkuraat wil wees in ons teologie, in ons geloofslewe, dan moet ons kyk wat het Jesus gedoen, wat hy gesê het. En ons sien dit by sy volgelinge ook, wat hy vir sy disippels geleer het. En hier is die probleem. Ons kan nie iets anders sê, as wat Jesus gesê het nie. Ons kan nie iets anders doen, as wat Jesus gedoen het nie, of sy disippels nie. Want dan is ons teologie nie akkuraat nie. Hier is die probleem. Somtyds, en dit van predikante, kom ek vertel jy eers my eie storie dalk. Eendag was daar 'n jong dame in die kerk, ek het daar gestaan. Jong dame wat na my toe gekom het, vir genesing, vir gebed vir genesing, en ek vra toe in my eie binneste, is my vraag toe, Here, wil u hê bid vir hierdie dame vir genesing, want ek wil nie iets doen buite sy wil nie. En ek sê, Here, wil u hê bid vir hierdie dame vir genesing?
En ek gedink is baie slim. Baie, ek nou kan onderskei. Ek was 'n dwaas. Ek was 'n dwaas. Want as ek kyk na Jesus se patroon, het hy vir elke een wat gekom het hy voorgebid. En almal sê, hy het nooit gesê, luister mooi, hy het nooit gesê, luister hierdie ding het gekom omdat jy sonde in jou lewe het nie. Jy moet maar hierdie ding dra. Hy het wel gesê, wees genees, sondig nie meer nie. Nommer 2, hy het nooit gesê, luister hierdie pakkie, en ons noem dit baie mooi, hierdie kruis kom van God af. Dis nog nie jou tyd nie. Jy moet daai pakkie dra. Hy het dit nooit gesê nie. Sy disippels het dit nooit gesê nie. En die vraag wat hy dan vanmôre vra, het ons dan die reg om vir mense te sê, luister, dis nie jou tyd nie. Hierdie pakkie kom van God af en jy moet hom dra. Hy het dit nooit self gedoen nie. Hy het nooit vir sy disippels sê, luister, as julle uitgaan om vir mense te bid, dan moet julle gees vir onderskeiding hê, want van hierdie siektes kom van my Vader af. Moenie vir hulle bid nie. Of sê vir hulle, luister, is nie nou jou tyd nie. Nog so rukkie moet jy hierdie kruis dra. Hy het dit nooit gedoen nie, sy disippels het hy nooit beveel om dit te doen nie. En dan wil ek tot die slotsom kom, ons het dan nie die reg om daai goed te sê nie. En dan praat ek myself. Ons het nie die reg om te sê, luister, hierdie ding is maar van God die Vader, en hy het 'n plan met hierdie kruis op jou lewe. Dis nie, as ons dink, as die Bybel praat van, ons moet ons kruis dra, dan sê hy dat, wat dit beteken, hy sê in jouself verloon. Die doel van die kruis is dat ek sal sterf, en laat Christus in my sal lewe. God het nooit vir mense gesê, luister, hierdie siekte, Jesus het nooit vir mense sê, hierdie siekte is van die Vader. Asseblief disippels, moenie vir hulle bid nie. Hy sê, elke sieke en elke kwaal moet julle voorbid. Ek het baie, hoekom ek hierdie goed deel, ek het self hierdie goed gedink en gesê, ek het vir julle gesê hoe ek gedoen het, toe 'n dame voor my staan, dink ek, Here, moet ek nie, nee, God se hart is om mense vry te maak. Die Bybel is duidelik in Handelinge 10 wat ons gelees het. Mense wat ons blaai net gewees soen toe. Want net kwoteer ek dit verkeerd. En daar is 'n moeilikheid. Handelinge, ons gaan terug na Handelinge 10 toe. Handelinge 10:38. Wat lees soos volg. Hy sê, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En hy het die land deurgegaan, met ander oral waar hy gegaan het hy gaan goed doen. En almal genees, en hy sê wie diens bring siekte. En almal genees wat onder die mag van die duiwel was. In die nuwe verbond, waar ons staan, kom siektes nie van God nie. Die duiwel is die een wat slag, steel, verwoes. Hy sê, luister mooi na die volgende woord, hy is 'n mensemoordenaar, en hy is 'n leenaar van die begin af. Dis sy karakter. Ons God is 'n goeie God. En sy wil is op aarde, dat sy koninkryk sal manifesteer in ons lewens. Is daar siekte in sy koninkryk? Verseker nie. Verseker nie. Met ander woorde, as dit nie in sy koninkryk is nie, is dit nie wat hy beplan vir my en vir jou nie, want dit kan hy nie vir ons gee nie. Hy het dit nie. En ons voorbeeld is Jesus Christus homself. Hy sê, dis wat ons gelees het vanmôre, as ek en jy wil weet wie God is en wat hy doen, kyk na Jesus. Kyk na Jesus.
dan gaan jy sien wie God is, en jy gaan sien wat in sy hart is, wat sy wil is. En daarom moet ons baie versigtig wees, om goed te sê dis God, wat glad nie Jesus gesê het nie. En daarom is belangrik, kom ons ken hom. Ek het baie foute gemaak, ek het vir julle vertel van een, baie foute gemaak, en sê maar, dis God se plan, dis glad nie God se plan nie. As die duiwel dit kan regkry, dat ons God die skuld gee, dan geniet hy dit terdee. En ongelukkig word dit van preekstoel af gesê, en verkondig, en dit bring net skade vir die koninkryk van God. Ons as geestelike leiers, ons troos mense, om baie mooi goedjies te sê daarvan. Maar dit is nie God, en dit bring nie troos nie. Laat ek die laaste ding sê, oor die dood ook. Die realiteit van die dood is waar. Daar is een realiteit. Ons gaan verseker doodgaan. Ons kyk wat het Jesus gesê, en wat het Jesus doen. Jesus het nooit gesê, of nooit vir dooies gesê, luister, sorry, ek gaan nie vir jou bid nou nie, ek gaan nie vir jou dogter bid nie, ek gaan nie vir jou seun bid nie, want dis die Vader wat hom kom haal het nie. Hy het nooit vir sy disippels gesê, gaan uit, wek dooies op, maar sommiges het by Vader die streepie getrek. My Vader die streepie getrek, dis was sy tyd gewees, en daarom moenie vir daai bid nie. Bid net vir party van hulle. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het gesê, maak al die siekes gesond. Wek al die dooies op. In die sin van, dis ons verantwoordelikheid. Is ons daar? Nee, ek het 2 weke terug vir jou gesê, nog nie alles is onder ons voete nie. Dis God se hart, dat alles ons voete sal wees. Hebreërs 2 vers 8. Alles is nog nie onder ons voete nie, maar ons moet groei na die plek toe waar ek en jy Christ-like moet wees. God het 'n brandende begeerte, laat die vyand onder ons voete sal kom. En daarom is hierdie ding nie 'n ding om ons te sê, ek maak dit nie, dis 'n ding wat moet sê, Here, ek soek U. Ek soek U met my hele hart. I want to be Christ-like. Ek wil soos Jesus lewe. Dis die uitdaging wat daar vir my is, en ek hoop ek wil nie sê uitdaging, die drang, die begeerte, brandende begeerte, dat ons soos Jesus sal wees. Amen. Maar as ek verkeerd dink oor God, en verkeerd praat oor God, dan gaan ek nie daarby uitkom nie. En daarom is my gebed vir elkeen van ons wat vanoggend gehoor het. Ons weet wie die Vader is. Ons kan sien hoe lyk hy. As ons na Jesus kyk. Kom ons kyk na Jesus. En alles wat hy gedoen het, my boetie en sussie, is die groot uitdaging. Alles wat Jesus en sy disippels gedoen het, dis ons erfporsie. Kom ek sluit af met Johannes 14. Johannes 14, net nadat hy met Filippus gepraat het. Kom ons lees weer vers 11. Johannes 14:11. Hy sê, glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders, glo my ter wille van die werke. Nou sê die volgende, en ek dink nie is alleen nie. Kom ons lees dit gou. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Kom ons lees vers 13 ook maar. Wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, so die Vader en die Seun verheerlik sal word. Ek glo nie Jesus het gejok nie, hy het nie net hulle been getrek nie. Hy het geglo in hulle. En ons weet, Petrus se skaduwee het mense genees. Paulus se sweetband het mense genees. God sê,
Dit is moontlik, dit is sy hart vir ons. En dit kom net in verhouding, in hom ken, weet wie hy is dit moontlik. En God wil dit doen deur ons. En dis my gebed vir elkeen van ons. My boetie en sussie, kom ons sê hier brandende begeerte. Te sê, Here, ek wil die Vader openbaar. Ek wil Jesus openbaar. En dit wat ek sê, en dit wat ek doen, dat dit God en die Seun sal verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Baie dankie, Hemelse Vader, dat ons vanmôre opnuut kon sien, U is net goed, U is net 'n goeie Vader, U is net 'n goeie koning vir ons. En dat U ontsettend lief is vir ons. Dankie Jesus, dat U die Vader kom openbaar het vir ons. En Vader, ek wil bid vir elkeen van ons wat vanmôre hier sit en hoor. Help ons, laat ons U sal soek. Tyd met U spandeer, laat ons U sal ken, laat ons 'n akkurate afbeelding sal wees van Jesus Christus. Laat ons soos die disippels van ouds sal wees. En laat ons die opdrag sal uitleef oral waar ons gaan. U sê, gaan dan heen, maak disippels. Genees, bevry. Verniet het julle dit gekry. Verniet gaan gee dit. Vader, ek bid vir ons wat hier sit vanmôre. Help ons, laat ons hierdie bevel, hierdie opdrag sal uitleef. Laat ons U sal verheerlik in ons woorde en in ons dade. Dis ons gebed vanmôre, Vader, in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen.